Dit is vandag Maandag 9 Junie. Welkom by ons luistermeditasie in Koninkrykstyd. Ons lees vandag saam uit Jesaja 6 vers 1 tot 8 en ons lees uit die 1983 vertaling. Sit gemaklik. Miskien kan jy jou hande in 'n oop houding hou, bewus word van dit wat jou gespanne maak en dit vir 'n oomblik te laat gaan en in die oomblik te ontvang wat jy nodig het vir hierdie week met al sy uitdagings. Ek nooi jou om saam met my tot rus te kom. Ek steek vir ons 'n kers aan as 'n herinnering van die teenwoordigheid van God se Gees. Gees van God wat in my woon, breek die woord vir my. Gees van God wat in my woon, kom en heilig my. Troos my, sterk my, leer my en lei my. Gees van God, kom heilig my, kom breek die woord vir my. En Gees van God wat lewend maak, vul my meer en meer. Gees van God wat lewend maak, vorm my tot U eer. Troos my, sterk my, leer my, lei my. Gees van God, vul my al meer, vorm my tot U eer. In 'n uiters kwesbare tyd in die geskiedenis van die volk van God, het Jesaja 'n baie spesiale ervaring. Hy kry 'n helde prentjie van God. Hy sien hom in al sy heerlikheid en dink in die oomblik dat hy gaan sterf, wat op 'n sekere vlak dan ook gebeur. Hierdie ontmoeting raak 'n transformerende oomblik waarin Jesaja in sy swakhede en sy sonde sterf en met God se aanraking as 'n nuwe mens opstaan wat bereid is om 'n gestuurde te word. Ek wil jou nooi om hierdie woord met 'n bewustheid van die grootsheid van die oomblik te ontvang en ek nooi jou om dan iets daarvan in jou eie lyf te probeer ervaar. In die jaar van koning Usia se dood het ek die Here gesien. Hy het op 'n baie hoë troon gesit en die onderste van sy kleed het die tempel gevul. By hom was daar serafs om hom te dien. Elkeen het 6 vlerke gehad en met 2 het hy sy gesig bedek, met 2 sy voete en met 2 het hy gevlieg. Die serafs het mekaar telkens toegeroep: Heilig, heilig,
Heilig is die Here God Almagtig. Die hele aarde is vol van sy magtige teenwoordigheid. Hulle het so hard geroep, dat die deure in hulle kosyne gerammel het en die tempel vol rook geword het. En toe het ek uitgeroep, dis klaar met my, ek is verlore, elke woord oor my lippe is onrein en ek woon onder 'n volk van wie elke woord onrein is. En nou het ek die koning gesien, die Here die Almagtige. Een van die serafs het toe 'n gloeiende kool met 'n tang van die altaar afgevat en na my toe gevlieg. Hy het my mond aangeraak met die kool en gesê, nou dat die gloeiende kool jou lippe aangeraak het, is jou oortredinge vergewe, jou sonde versoen. En toe het ek die Here oorvra, wie kan ek stuur? Wie sal ons boodskapper wees? En ek het geantwoord, hier is ek, stuur my. Die transformerende teenwoordigheid van God is elke oomblik van die dag in en om ons. Ons mis dit net baie maal omdat ons nie daarop ingestel is nie en ander goed ons aandag trek. Hierdie oomblik van stilte is 'n geleentheid om ons oop te stel vir 'n groter sensitiwiteit vir God se teenwoordigheid. Ek nooi jou om vir 'n oomblik weer met oop hande te sit. En maak dit dan jou gebed om oop te wees vir God se teenwoordigheid. Here, ek stel my oop om in hierdie dag en week meer sensitief te wees vir u transformerende teenwoordigheid. En soos ons in die afgelope Pinkster herinner is,
Maak my 'n kanaal wat U genade ontvang en laat deurvloei na ander. Stuur my, Here. Amen.